wil vanoggend bietjie met julle gesels oor Judas. Nou moenie worry nie, niemand het my verraai nie. Niemand het my KFC gesteel nie. Ons gaan praat oor die boek Judas. En vanoggend se preek mag dalk so bietjie iets anders te wees. Dis meer van 'n vorm van Bybelstudie as wat dit 'n preek gaan wees, en ons gaan kyk na die woord en wat sê die woord. En dan sommer net vir julle vir 'n bietjie kennis, dis van julle wat nou nog oorweeg om pastoor te gaan swat. As jy kry twee tipes maniere om te preek. Daar's eintlik klomp, maar twee hoofmaniere. Een is ek kry 'n tema of 'n gevoel in my hart, 'n droom, 'n visie vir die Sondag. En dan gaan ek na die teks toe om daai droom of visie te bevestig. Maar die tweede manier, in my opinie, is by verre die beter een. Waar ons na die teks toe gaan en uit dit uit kry die droom en die visie. En vanoggend wil ek vir julle die rou teks gee. Dis iets tussen die teenwoordigheid van die Here en die koue wat nog maak dat ek so bietjie bewe en my stem so bietjie krakerig is. So ek hoop julle kan hoor en julle verstaan. So ons gaan kyk na die boek Judas en ek wil vir julle so bietjie van 'n oorsig gee van die boek Judas. So Judas was die broer van Jakobus. Hy stel homself so ook voor in sy boek. Hy sê Judas, broer van Jakobus, maar is ook die halfbroer van Jesus gewees. Het julle dit geweet? So die boek Judas is nie geskryf deur Judas die verraaier nie. Ek het eendag, ek dink dit moes eers seker die eerste of die tweede boodskap gewees het wat ek gedoen het in die jeug na Mansimtoutie. Toe praat ek ook uit die boek Judas uit en toe sê ek, en dis Judas wat vir Jesus verraai het. En die pastoor se oë het net so was nie hy nie. So ek het onthou, is nie hy nie. Hierdie was Judas, Jesus se halfboetie. Nou, ek sê halfboetie want Josef was mos nou nie eintlik sy pa gewees nie. God was sy pa. So dit was sy broer op aarde gewees, maar dit was sy halfboetie en dit was iewerste geskryf tussen die jaar 67 en 80 na Christus. Onthou, hierdie was die mense wat die naaste aan Jesus was. Hulle het saam met hom groot geword. Hulle het gesien hoe was hy as 'n kind. Hulle het saam met hom geleef. En as julle self bietjie in te dink, hulle het amper so bietjie in sy skade weer groot geword. Want toe Jesus 'n kind was hy die een wat op 'n jong ouderdom al lering gegee het in die sinagoge. En almal het gepraat van hierdie Jesus kind en hulle het begin opmerk dat daar's iets spesiaals binne in hom. So dit kon nie maklik wees om sy broer te wees nie. So my broer is 'n groot sport ou gewees op skool en alhoewel ek die ouer een was, moes ek in sy sportskaduwee leef want hierdie liggaam is nie gebou vir sport nie. Ek is gebou vir gemak, nie vir spoed nie. OK. Amen. So, Judas was, voordat hy hierdie geskryf het en toe Jesus nog geleef het, nie 'n volgeling gewees nie. Hulle het gedink, ag nee, hierdie broer van ons ken hom as hy by die huis is ook, ons. En, so eers later in sy lewe het hy tot bekering gekom, en op so 'n manier dat hy 'n reisigende evangelis was, wat mense na die Here toe gelei het. So daar moes iets drasties in sy lewe gebeur het, om nie net 'n persoon nie, maar om sy eie broer te sien, as die kind van God. Nou dit klink dalk maklik, wie van julle het broers en susters hier vanoggend? Julle kan so vinnig julle hande opsteek. Is moeilik soms om jou boetie of sussie in 'n goeie lig te sien. En jy word groot saam met hulle. Jy ken al hulle nikke en grille. Dis soms moeilik.
En die boek Judas is opgedeel in 3 stukke, so vers 1 tot 4, daag hy die gemeente uit, om wakker te wees teenoor valse leraars. En dis hoekom die boek nie so gewild is wanneer ons daaroor preek of daaroor praat nie. Min mense preek uit die boek Judas uit, want dit raak eintlik 'n klomp topics aan wat nie vir ons lekker is nie. Soos valse leraars en goddeloosheid. En hy praat bietjie met jou hart op 'n manier wat jy nie like om te hoor nie. En ek het vanoggend in die bidkamer vir die mense gesê, ek is bang vir die woord, want ek is bang mense se tone is in die pad, soos wat ek preek. So, en hulle sê toe vir my, ek dink Stanley Winnie wat vir my gesê, die pastoor het eendag gepreek, toe sê hy gaan 'n paar klippe in die bos gooi, en as hy jou raak gooi, dan wil hy vir jou vra, maar hoekom is jy in die bos? Wat soek jy daar? So ek wil vir jou vra vanoggend, as ek op jou toon trap, hoekom is hy in my pad? OK. Ja. Dis 'n Bybelstudie, ons gaan die woord deurgaan, en as daar iets vir jou is, vat dit ter harte. Vers 5 tot 19 gee hy vir ons voorbeelde van mense wat weerstand gebied het teen God, en wat is die gevolge van daai weerstand, en dan vers 20 tot 25 is 'n herinnering dat God ons roep vir liefde en gehoorsaamheid. So dis so vinnig net 'n oorsig oor die boek Judas. Nou, ek weet nie, julle het seker nou al geleentheid gehad om tot by Judas uit te kom, om te blaai soontoe. So ek wil graag julle moet volg, maar dit sal op die skerm ook wees. So Judas skryf sy boek om vir die kinders van God te sê, julle moet wakker en waaksaam wees teen valse leraars, teen die afwatering en die besmetting van die evangelie. Nou, in daai tyd vir wie Judas skryf, was daar 'n klomp mense wat iets anderste as die goeie nuus begin praat het. Hulle het so amper dieselfde geklink, maar nie heeltemal nie. Ek weet nie, kan julle onthou, daar was op 'n stadium so 'n restaurant gewees, ek dink dit was Hungry Lion. Ken julle dit? Oh, nee. Ja, Hungry Lion. Dit was amper soos KFC, maar nie heeltemal nie. Dis daai selfde tipe gevoel. Hulle het iets begin preek wat klink soos die goeie nuus, maar dit was nie heeltemal dieselfde nie. En Judas het dit agtergekom en hy skryf vers 3. Nou vers 3 is die tema vers vir die boek Judas. Dit sê, geliefdes, alhoewel ek vas van plan was om aan julle oor ons gemeenskaplike verlossing te skryf, word ek nou genoodsaak om aan julle te skryf en julle aan te spoor om te stry vir die geloof, wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is. Ekskuus. Hy sê, ek wou vir julle skryf oor hierdie wonderlike verlossing wat Jesus Christus vir ons gebring het, maar ek besef, met alles wat in die gemeente aangaan, is daar 'n bietjie, ek moet 'n stap terugvat. Ek moet julle net herinner aan die basiese beginsels waaraan ons glo. En ek wil hê julle moet wakker wees, ek wil julle waarsku teen hierdie mense wat 'n valse boodskap verkondig. So, toe ek nou begin 'n groot mens word, en ek my eerste gesprek met Vodacom se customer care line het, en die vrou aan die ander kant sê vir my, meneer, ek gaan jou net, nou is nou in Engels, maar my Engels gaan my in die steek laat as ek dit probeer. Sy sê nou in Engels, meneer, ek gaan jou oorplaas na hierdie departement toe. In die begin het ek opgewonde geraak, want ja, regte departement, iemand gaan my help. En hoe meer ek met hulle praat, hoe meer sak my moed tot in my skoene elke keer as sy vir my sê sy gaan my oorplaas, want wat ek moet doen is, ek moet die hele storie van voor af begin. Ek moet dan weer alles vertel, en weer alles verduidelik. En ek onthou, ek het eendag, gelukkig is ek nie geregistreer as 'n pastoor by Vodacom nie. Want ek het eendag dit nie goed hanteer nie. Dit was net toe ons in Standerton aangekom het. En ek het die 4de, 5de oorplasing, toe sê ek, julle moet almal by mekaar kom en langs mekaar sit, dat julle vir mekaar die storie vertel. Want ek is nou klaar. Ek gaan nou nie weer
my storie van voor af begin nie. En ek dink amper dis die gevoel wat Judas gehad het. Hy het vir hulle gesê, okay, ek wou hierdie een ding vir jou gesê het, maar nadat ek die storie gehoor het, moet ek jou dalk oorplaas na 'n ander departement toe. Jy moet dalk nou iets anders te hoor, want dit wat ek wou sê, gaan julle nie nou help nie. En hy sê, ek wil julle aanspoor om aan te hou stry vir die geloof. Hou aan veg vir dit wat jy glo. Ek dink ons as kinders van God in vandag se tyd het op die punt gekom waar ons te maklik terugsit en sê, die wêreld moet nou maar doen wat die wêreld moet doen. Julle moet nou maar optree soos wat julle moet optree. Julle moet nou maar doen, ek gaan net my kant skoon hou. En dis nie wat Judas hier sê nie. Hy sê stry vir die geloof. Stry vir dit wat reg is. Daar's mense wat dwaal leringe gaan bring. Daar's mense wat goed vir jou gaan bring wat nie die waarheid is nie. Veg vir wat reg is. Moenie terugsit en net dink dat laat hulle nou maar doen wat hulle moet doen nie. Nou ek en jy het soms die gewoonte om te sê, okay, maar ek gaan net doen wat vir my reg is. Ek gaan nou nie inmeng in iemand anders se slaai nie. Ek gaan nou nie krap daar waar dit nie juk nie. Dis nie wat Judas sê nie. Hy sê as dit juk, krap. Want sien, die geloof waarvoor ons moet veg, is nie net vir my eie geloof nie. Hoor wat sê hy verder? Hy sê, wat eenmalig, hy praat van die geloof, wat eenmalig oorgelewer is aan God se mense. Meervoud. Veg vir die geloof wat vir almal gegee is. Almal van ons het dieselfde geloof gekry, almal van ons dien dieselfde God. So ek moet veg vir dit wat reg is in ander mense se lewens ook. Wanneer ek sien iemand is gemislei, op 'n dwaalspoor gevat, moet ek nie net terugsit en sê, wonder waartoe gaan hierdie nou gaan nie. Nee. Die Here roep jou om 'n verskil te gaan maak. Hy sê jy moet veg vir dit wat reg is. As jy dit gesien het, is dit die Here wat jou gewys het, nie jy wat toevallig opgelet het nie. Wanneer ons sien daar's 'n probleem, mag ons vorentoe besef dat is nie net ek wat oplettend is nie, maar God wat my wys en wil hê ek moet iets doen daaraan. Ek is nie die mees oplettendste mens op die aarde nie. Ek kom gereeld by die huis aan, dan Larusha baie opgewonde. So, sien jy iets anderste? Ag, en dan begin my hart so vinnig klop, want ek sien absoluut niks anderste nie. So ek begin altyd by die hare. As dit min of meer dieselfde lyk, dan voel ek veiliger, want enigiets anders as dit is okay, ek kan maar misraai. So as 'n mens oplet, weet dat God wys jou iets. Dit waarvoor jy stry, is vir die groter liggaam se geloof. Dis vir die algehele Christendom waarvoor jy dan moet stry. Dit wat jy glo reg is. Dit wat jy glo God op jou hart gesit het om voor te stry. Moenie terugsit en dit net vir jouself hou nie. Ek gaan saam met julle so vers vir vers deur Judas gaan en ons kyk waartoe vat die Here ons en wat leer hy vir ons. Amen. So moenie wag vir 'n punt 1 en dink hierdie is 'n hengselang uitgerekte inleiding tot die preek nie. Ons is al in. OK. Vers 4 sê, want sekere mense oor wie die oordeel reeds lank tevore opgeteken is, het julle geleerdere binne gesypel. Goddeloses, mense wat God se genade in losbandigheid laat ontaard en ons enigste vors en vrede, Jesus Christus, ontken. En hier is die probleem wat die leraars gebreek het. Hier is dit wat hulle probeer bewerk het in die gemeentes. Hy sê, hulle het die goeie nuus, die genade in losbandigheid laat ontaard. Dis mense wat gesê het, God het my mos nou vergewe, so ek kan doen wat ek wil.
Nee, die Here is nie so gepla oor jou liggaam nie. Hy's gepla oor jou gees en jou hart aan die binnekant. Hierdie liggaam, hy kan maar doen wat hy wil. Hy gaan in elk geval nie hemel toe gaan nie, hy gaan nie op aarde bly. Jy kan, ag, dis oukei. Judas kom en hy sê, dis nonsens. Hy sê, hierdie mense het julle geleedere binne gesypel, goddeloses, wat die genade in losbandigheid laat ontaard het. En dit klink verskriklik. Heng, hoeveel moet 'n ou aanjaag om op daai punt te kom? Ek kan vir jou sê, nie baie nie. Dis nie iets wat jy iets massives moet gebeur en nou skielik, nou het ek genade. Dit gebeur stadig en vinnig. Stadig en vinnig. Maar jy verstaan die gevoel. Bietjie en voordat jy kan keer as jy, dan is jy nou deel van dit. Hy sê hulle verdraai die boodskap van genade, hulle laat dit in losbandigheid ontaard en daardeur ontken hulle Jesus Christus. Nou die vraag is, hoe laat losbandigheid my Jesus ontken? Sien, want Jesus het jou geroep om te leef soos wat hy leef. Dieselfde gees wat hom uit die dood uit opgewek het, dieselfde gees wat hom in staat gestel het om die dinge te doen wat hy gedoen het op aarde, is dieselfde gees wat nou in jou woon, so hoekom sal hy jou 'n ander lewe laat lei? Hoekom sal hy vir jou enigsins iets anders te vertel, as wat Jesus self nie gedoen het nie? Sien, want wanneer ek die boodskap van genade verdraai, en dit in losbandigheid laat ontaard, wat ek indirek besig is om te doen, is ek besig om te ontken dat Jesus Christus in my is. Ek is besig om eintlik net vir almal te wys, dat ek het nie God binne in my nie. So hy sê, in losbandigheid laat ontaard en ons enigste vors en Here Jesus Christus ontken. Wat hulle ook in die tyd van Judas en waarna hy geskryf het was, is hulle het vraagtekens agter Jesus Christus se opstanding begin sit. Hulle het begin vra soos, hy het maar dalk net in die gees opgestaan. En hy het dalk in julle harte opgestaan en julle was met passie beweeg en hy het dalk nie regtig opgestaan nie. Hulle het die goddelikheid, die heiligheid van Jesus begin bevraagteken. En begin vraagteken, maar het hy dan nou regtig opgestaan? En wanneer ek en jy genade in losbandigheid laat ontaard, wanneer ons genade as 'n verskoning gebruik om te doen wat ons wil, is ons besig om Jesus se heiligheid, sy werking binne in ons te ontken. Sien, hy is besig om in ons te werk. En ons moet hom toelaat om aan te gaan. Sien, dis een ding om Jesus met jou mond as jou koning te bely. Dis 'n ander ding om dit so te leef. Dis so goed soos ek loop rond en vertel vir almal dat ek is 'n kar. My bed is tot in die garage. Maak my nie 'n kar nie. Verstaan julle? Dis een ding om te sê, ek dien God. Dis een ding om te sê, Jesus is my koning. Gaan jou lewe dit wys. Gaan jou optrede en hoe jy werk in jouself, gaan dit wys dat jy 'n kind van God is? Dis wat Judas hier probeer skryf. So ons hoef nie net te erken dat Jesus ons verlosser is nie, ons moet dit leef ook. En dan sien ons vers 5, 6 en 7 is voorbeelde wat Judas gebruik van mense uit die Ou Testament, uit gebeure uit die Ou Testament uit, waar mense dieselfde min of meer gedoen het, en ek gaan dit vir julle lees. Ek dink nie dis op die skerm nie, nee. So ek gaan dit net vir julle lees, volg saam. Hy sê, ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit alles,
dat die Here nadat hy een keer die volk uit Egipte land gered het, die tweede keer diegene wat nie geglo het nie, omgebring het. En dat hy die engele wat hulle nie aan die magsgebied gehou het nie, maar hulle woonplek verlaat het, met die ewige boeye in die duisternis in bewaring hou, vir die oordeel van die groot dag. So ook dien Sodom en Gomorra en die omliggende stede, wat op 'n soortgelyke manier as daardie engele ontug gepleeg en agter vreemde liggame aangeloop het, as waarskuwende voorbeeld, omdat hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. So hy noem die Israeliete wat ongehoorsaam was, hy sê God moes hulle ombring. Dan noem hy die engele wat in opstand gekom het teen God, en hulle was afgewerp na die hel toe. En dan kom hy sê Sodom en Gomorra, dis alles voorbeelde van mense wat dieselfde pad gestap het, wat die genade in losbandigheid begin laat ontaard het. En ek weet dit gaan nou stil raak, want dis nou nie die plek waar mens lag nie, maar dis die paadjie wat dan gestap word, wanneer ou die genade verontagsaam. En hy sê dit dien as waarskuwende voorbeelde. Die Ou Testament vir my en vir jou is nie nutteloos nie. Dis nie maar net toevallig daar nie. Dis nie maar net daar om vir ons 'n cool storie te gee van hoe die aarde gemaak was nie. Dit dien soms as waarskuwende voorbeelde. En ek wil vanoggend, voordat ons verder gaan, wil ek net hierdie vir jou sê. Ek wil nie hê ons moet vanoggend hier sit en sê, "Jong, hierdie preek was vir daai persoon nie." Of hierdie persoon moes nou vanoggend hier gewees het en dit gehoor het nie. Nee. Kyk na jouself. Vat dit binnekant toe. As jy met 'n eerlike rein hart hier uitstap en sê, "Ek het niks ontvang vanoggend nie," dan wil ek persoonlik vir jou na die tyd 'n high five gee. Vir jou sê, "Well done. Jy doen iets reg." OK. Vat dit binnekant toe. Dan sien ons vers 8. Hy praat nou van hierdie mense, hy praat van die engele, van Sodom en Gomorra, van daai mense. Hy sê in vers 8, en tog doen hierdie mense op grond van hulle droomvisioene dieselfde. Hulle besoedel hulle liggame, verwerp gesag en belaster die glansryke hemelwesens. Hy sê vir die gemeente, hierdie mense wat julle so preek en 'n ander boodskap gee, hulle volg hulle eie droomvisioene. Hulle verontagsaam die gesag, hulle besoedel die liggaam en hulle maak 'n bespotting van die hemelwesens. Sien, onthou, 'n valse leraar is nie noodwendig iemand wat iets anders as jy glo nie. Dis nie iemand wat heeltemal teenoorgestelde van jou is nie. 'n Valse leraar is iemand soos Hungry Lion. Dis baie dieselfde, maar net 'n klein bietjie verandering. Dis net 'n klein bietjie anderste, en dis net so bietjie meer gemakliker. Dis net so bietjie lekkerder. Nou, julle tegniese mense hier vanoggend sal verstaan wat ek sê. As ek 'n hoek moet uitwerk en ek is hier op hierdie punt 1 graad uit, wat 'n groot verskil maak dit daarvoor? Want wanneer ek hier 'n klein bietjie uit is, as ek 'n muur bou en ek is hier net so bietjie uit, as ek al voorkom, dan sit die muur al in die bure se erf. Dis hoe dit werk. Hulle kom en hulle hier naby in jou hart, maak hulle net so klein verstellingkie. Net 'n bietjie. Maar vorentoe vat dit jou ver van die pad af. Sien, hulle leef 'n dubbelsinnige lewe, hierdie valse leraars. Want met hulle monde getuig hulle, maar met hulle vlees tree hulle anderste op. En hier is hoe Judas sê jy hierdie valse leraars uitken. En vat hierdie vir jouself, maak 'n mental screenshot, ek weet nie. Maar neem dit in.
Hier is ook 'n valse leraar uitken. Ek wil nou nie sê onder ons nie, maar in die wêreld daar buite. Hier sou kom uitken. Is wanneer hy sy eie droomvisioene volg. En nie dit wat God se woord sê nie. Wanneer hy self besluit, die Here het spesiaal hierdie vir my gegee. Jy gaan dit nie in die woord kry nie, die Here het dit met my gedeel. Hardloop ver weg. Ver. Maar amper sê, moenie ophou hardloop totdat jy hom nie eens meer kan sien nie. Sien, want hulle maak staat op dit wat hulle voel reg is. Ek het saam met 'n pastoor gewerk wat die volgende gesê het, en dalk het jy dit al gehoor, want ek weet nie waar hy dit gekry nie. Hy het altyd gesê, if it's new, it's not true. And if it's true, it's not new. As dit nuut is, en dit word nie in die Bybel gekry nie, is dit nie die waarheid nie. En as dit die waarheid is, kan ek jou beloof, gaan jy dit in die woord van God kry. Amen. Want ek gaan net weer terug na vers 3 toe hy sê, hier aan die einde, wat eens, hy praat van die geloof waarvoor ons stry, wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is. Eens beteken een keer en vir altyd tot in ewigheid oorgelewer is. So die geloof wat ons gekry het, was een keer gegee. En dit is genoeg vir altyd. God kom nie en gee vir jou nuwe openbarings nie. Daar word nie meer verse bygevoeg of hoofstukke bygevoeg of boeke bygevoeg aan sy woord nie. Daar's nie nuwe openbaringe en nuwe visioene en nuwe kante van God wat ons nog nie in die Bybel gekry het nie. Daar's niets in ons geloof nie. En dit klink dalk verskriklik morbide nou, want daar's nou niks nie. Maar God se woord is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. En dit sal dieselfde wees en dit gaan dieselfde bly. En as iemand vir jou iets sê wat nie daarin staan nie, is hy vals. En dis hoe jy hom gaan uitken. Nou, ek wil hê jy moet dit persoonlik ook maak. Wees versigtig wanneer jy iets begin glo wat nie in die woord staan nie. En ek wil vir jou sê, wees bitter baie versigtig as jy iets begin deel wat nie in die woord staan nie. En jy's op baie gevaarlike grond. Ek wil amper vir jou sê, jy's op warm grond. As jy vang wat ek sê. Amen. Daar's nie nuwe openbarings nie. God gaan nie vir jou 'n opdrag gee wat teenstrydig is met wat ek in my woord lees nie. God gaan vir jou 'n opdrag gee en ek kan jou beloof, as jy 'n opdrag of 'n woord van God af kry, gaan jy 'n ewebeeld in die woord kry. Amen. Vers 9. En hier's waar dit so 'n bietjie nader aan die huis begin slaan. Hy sê selfs Michael, die aartsengel, toe hy van die duiwel verskil en met hom oor die liggaam van Moses geargumenteer het dit nie gewaag om 'n lasterlike oordeel uit te spreek nie, maar gesê, mag die Here jou straf. Nou, Judas verwys hier na 'n stuk historiese teks toe. Jy gaan sukkel as jy dit gaan soek in die Bybel, want dit is nie die situasie waarvan hy praat, vind ons nie in die woord van God nie, want hy verwys na 'n, ek gaan nou 'n groot woord sê, so ek berei myself voor, ek moet mooi dink. Hy verwys na 'n apokriewe boek. OK, moet nie dit nou saam met my probeer sê nie. Ons gaan net vir mekaar lag. Maar dit is 'n stuk teksgedeelte wat geskryf is in die Bybelse tyd, maar dit het nie sy wy gemaak tot in die woord soos wat ons dit vandag ken nie. Maar daar's 'n storie opgeteken waar die aartsengel Michael met die vyand stry oor Moses se liggaam en wat hulle nou daarmee gaan doen. En hy sê nie eers die engel het dit gewaag om 'n lasterlike oordeel te spreek nie, maar gesê, mag die Here jou straf. Nie eers die engele waag dit om teen God op te tree nie. Nie eers die engele waag dit om te doen iets wat God nie vir hulle gesê het om te doen nie.
Maak nie saak hoe regverdig die situasie klink nie. Ek meen, daar is nie vir ons iemand vir wie ons nog weerstand en net iets wil sê as die duiwel nie. Daar's nie 'n groter vyand wat ons het nie. Maar God verwag van jou om nog steeds op te tree soos wat hy sê jy moet optree. As nie eers die duiwel verdien vir jou om 'n lasterlike woord teen hom uit te spreek nie, want die oordeel behoort aan God. Hoekom wil ons soms die situasie dan in ons eie hande vat? Nee, hierdie situasie verdien dat ek nou so bietjie my stem moet lig en hard moet praat en nee, dit doen nie. Nee, maar hulle verdien dat ek hulle nou bietjie een kant toe. Nee, hulle moet nou maar net uit my lewe uit bly, hulle verdien dit. Nee. Dis nie wat God van jou verwag nie. Nie eers die engele waag dit om teen God se wil vir hulle lewens op te tree nie. Hoekom waag ek en jy dit? En dis wat die valse leraars ook gedoen het. Hulle het begin doen ander goed as wat God nou eintlik vir hulle sê. En Judas kom en hy maak hierdie voorbeeld van 'n engel en sê nie eers die engele tree so op nie. Want sien, elkeen van ons dien dieselfde God. Amen. Ons dien nie verskillende weergawe van dieselfde God nie. Ons dien nie verskillende gode wat almal dieselfde geloof is nie. Ons dien dieselfde enkele God. Wat beteken dat elkeen van ons het dieselfde reëls. Wat beteken God verwag dieselfde van elke liewe een van ons. Nie eers die engele kon hulle eie reëls opmaak nie. Sien maar die mense aan wie Judas skryf, het vir hulle self probeer bepaal wat reg en verkeerd is. En deur die droomvisioene wat hy mention in die vorige vers, deur daai droomvisioene het hulle vir hulle self gesê, ag maar die Here ken my hart. Hy weet hoe ek is aan die binnekant. Hy weet ek kan dit hanteer, so vir my is dit reg. Dis dalk vir jou verkeerd, maar vir my is dit reg. Klink daai gesprekke bekend? Ek sê nee. Die Here het een verwagting van almal. Daar's een manier hoe ons moet optree van almal. Ja maar pastoor, jy kan nie met daai mense werk as jy nie hard en lelik praat nie. Nee. Dis nie wat God van jou verwag nie. Selfde reëls geld vir ons almal. Dis presies en hier's hoekom dit so ernstig is. Want dis presies wat Adam en Eva in die tuin gedoen het. Dit wat al hierdie moeilikheid begin het, dit wat sonde alles laat begin het, was omdat die mense gedink het, maar God het gesê, ons moenie, maar ek dink vir my sal dit beter wees as ek dit doen. As daai gedagtes of iets soortgelyk ooit in jou kop opkom of oor jou lippe gaan, maar ek het gedink, stop onmiddellik. Moenie verder dink nie. Dink is ons probleem. Ek wens soms 'n mens kan hierdie ding net afskakel. Net 'n switch iewers te trek, oorpluk, ek weet nie. Hou net op, dink. Lees en glo. Dis wat dit is. Ja, maar dalk nee. Hoor wat sê vers 11. Dit sê wee hulle, want hulle het die pad van Kain geloop en hulle self vir vergoeding aan die bedrog van Biliam oorgegee. En hulle sal soos met die verset van Korag omkom. Nou hier gebruik hy weer 3 Ou Testamentiese voorbeelde. Kain, ons ken die storie, het sy broer doodgeslaan in die situasie. Nou dis geglo, en dis hoekom hy dit skryf, dis geglo in daai tyd dat Kain het die volk verder gaan besmet. Die volk verder gaan corrupt is die Engelse woord. Hy het hulle verder slegter gaan maak. Hy het hulle verder in die afgrond ingelei en Biliam was wat is hierdie mense wat die magic tekens doen. Daai ouens, hy was een van hulle gewees. Dus dies wat in Farao was wat die slange so in die stawwe en die slange verander het, een van daai magicians, sorcerers, wat ook al jy dit wil noem, was nie van die Here af nie. Anyway, Numeri 22 tot 24 kan jy die storie van hom gaan lees, maar hy was
Hy was die opdrag gegee om die Israeliete te vervloek. En toe kon hy dit nie regkry nie. En toe maak hy staat op die tweede beste plan wat toe nou reg gekry het is, hy verlei hulle. Sien, die vyand probeer ons soms vervloek en as hy dit nie reg kry nie, dan probeer hy jou oortuig om iets anders te glo. En dan val ons in die struik, want dit klink vir my dan so reg. Dit klink vir my goed. Hy sê hulle het soos Kain verder in die afgrond ingelei, soos Biljam kon hy hulle nie vervloek nie, maar toe vat hy hulle in afgoderry in. Hy kry hulle reg om ander gode te aanbid. En Korag het 'n groot rebellie teen Moses opgesit en die aarde het hom ingesluk. So hy sê, dis eintlik 'n storie wat hy sê, soos wat die volk verder in die afgrond inlei, gaan hulle afgode begin dien, soos wat Biljam laat maak het, en dan gaan die aarde hulle insluk, soos wat dit met Korag gebeur het. Sien, die moeilikheid van valse leraars is soos al drie hierdie mense, is dit gewoonlik mense met invloed. Dis gewoonlik mense, as jy met hulle praat, dan dink jy, ja, ek like wat hierdie ou sê, wow, hy maak my sommer so, hy gee vir my krag, hy maak jou opstandig, dis wat hy doen. Hy maak jou opgewonde, want sonde was nog nooit sleg nie. As dit was, het ons nie 'n probleem gehad nie. Sien, hierdie valse leraars is gewoonlik mense wat as hy vir jou iets sê, hy jou baie maklik kan oortuig. Hy kan jou baie maklik laat voel, maar dis okay. Jy het dit eintlik nodig, of hier's die beste van alles. Jy verdien dit. Nee. As jy so begin dink, is daar net een ding wat jy verdien en dis nie lekker nie. Dis mense wat aanloklik was. En Judas sê vir hulle, wees versigtig. Kyk hierdie voorbeelde, kyk hoe 'n bietjie mense 'n groot groep beïnvloed. Biljam, een persoon, beïnvloed 'n hele volk. Korag, een mens, maak 'n hele rebellie teen Moses op. Hy sê, wees versigtig, want daai mense, hulle weet hoe om jam te smeer. Hulle laat jou dink, maar dit was jou plan. En jy was dan nou so oulik om hierdie ding uit te dink. Ons is so halfpad deur Judas, vers 12 tot 13 sê, hierdie mense is skandvlekke by julle liefdesmaaltye. Hulle vier skaamteloos saam met julle fees. Hulle sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat nie reën bring nie en deur winde voortgedryf word. Bome in die laat herfs wat sonder vrugte staan, tweemaal dood ontwortel. Woeste golwe wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die somber duisternis vir ewig gereed gehou word. Nou, as die Bybel ooit iemand uitgehaal het, is dit hier. Ek gaan nou vir julle verduidelik. Weet julle wat is 'n skandvlek? Ek moes gaan Google het. Wat is 'n skandvlek? 'n Skandvlek is 'n dooie kol waar daar nie iets groei nie. Dis op 'n stuk land, daar waar die mielies net nie wil groei nie. Dis 'n skandvlek. So, ek is besig om so een hier agter te groei. Raak maar min. Dis 'n skandvlek. Hy sê hierdie valse leraars, hierdie mense wat die genade verdraai in losbandigheid, hulle is sulke dooie kolle waar daar niks groei nie. Hy sê hulle eet saam met jou, hulle vier saam met jou fees, maar hy's eintlik net daar vir homself. Hy gee nie om oor jou nie. Verder sê hy, en hierdie is die een wat my seker die hardste getref het. En as die mense is wat boer, sal hulle vir jou 'n redelike, duidelike insig gee oor hierdie tipe mense. Hy sê dit is soos wolke wat reën beloof, maar nooit reën nie. Jou gevoel, hoe voel dit as jy bid vir reën en jy hoop dit gaan reën en jy sien hierdie wolke, hulle is donker en hulle is swaar en jy is so opgewonde want hulle bring so 'n groot belofte en as jy weer kyk, dan gaan hulle net weer. En daai gevoel wat jy na die tyd kry, dis wat daai mense bring.
daai teleurstelling. Hy sê hulle is soos wolke wat nooit reën bring nie. Hulle is bome sonder vrug. Nou, as jy ten duurste betaal het vir 'n boom om vrug te dra in jou tuin en hy dra nie vrug nie, dan mors hy net spasie. En dan seker die hardste ding wat hy nog gesê het, hy sê, 2 maal dood, ontwortel. Nou, daar's 'n hele teologie rondom dit gebou. Dat as ek wedergebore word, as jy 2 keer gebore word, 1 keer deur die vlees, en 1 keer deur die gees, gaan jy net 1 keer dood. En dis wanneer jy jou oë hier toemaak en hemel toe gaan. Maar as jy nog net 1 keer gebore was, en dis net deur die vlees, gaan jy 2 keer dood. 1 keer hier, en 1 keer vir ewig. En dis wat hy hier probeer sê. Hy sê, daai mense, hulle is dies wat 2 maal dood gaan. Hulle het nie daai wedergeboorte beleef nie. Hulle het nooit daai punt bereik waar hulle voel, nou gaan ek my hele lewe verander, want ek wil die beste wees wat ek kan wees nie. Hy sê hulle is woeste seegolwe wat hulle eie skandes laat opskuim. En Judas is so mooi met sy beeldspraak en wat hy gebruik, en ek wens ek het die vermoë al ontwikkel om op so 'n mooi manier te sê wat eintlik in my hart aangaan. Hy sê hulle is soos woeste golwe wat hulle eie skandes laat opskuim. Dis mense wat all over the show is, en hy's hier, en dan wil hy vir jou iets sê, en hy's golwe, en hy sê hier vir jou iets, maar al wat hy doen is hy's besig om weg te gee, dat hy eintlik binne niks aangaan nie. Soos 'n woeste see wat die skandes binne in hom uitborrel en oorskuim. Dis gewoonlik mense wat nie kan wag om vir jou te vertel van hierdie hele nuwe messiaanse Joodse volgeling wat hulle gekry het, en ons is die verlore stam aan die suidpunt van Afrika. Hardloop. Dis mense wat nie kan wag om vir jou te sê van hulle skandes nie. Hy sê hulle is soos dwaalsterre. In die Bybelse tyd was die sterre gebruik om rigting te gee. En ek weet nie van jou nie, maar wie van julle as julle opkyk in die aandlig kan presies identifiseer wat se ster is wat se een? Ek kan nie. Ek weet min of meer waar sit die 3 susters. En dis dit. Hy sê hulle mense is soos dwaalsterre, daai ster wat baie dieselfde lyk, maar hy vat jou heeltemal in die verkeerde rigting. En dis wat hierdie mense aan jou kom doen. So wees versigtig. Wees versigtig vir hierdie mense wat jou op hierdie dwaalspoor vat. En dan, vir hulle is die ewige duisternis bestem. Vers 14 en 15. Hy sê Henog uit die 7de geslag van na Adam het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here kom met sy heilige 10.000 om oor almal die oordeel te vel en om alle mense te straf vir al hulle goddelose dade wat hulle in hulle goddeloosheid verrig het en vir al die vermetele dinge wat goddelose sondaars teen hom uitgespreek het. Nou verwys hy weer na nog 'n historiese teks, die eerste boek van Henog. Jy gaan hom nie in jou Bybel kry nie, as jy doen, kry 'n ander een. Die eerste boek van Henog. Hy sê, hierdie mense kom, en hulle wil vir jou kom sê, dat moenie worry nie, daar gaan nie 'n oordeel wees nie. God het jou vrygekoop. En dan kom Judas dan sê, hulle praat nonsens, daar gaan 'n oordeel wees. Daar gaan 'n punt kom waar die mense wat oorbly verantwoording gaan moet gee vir hulle dade hier op aarde. En jy wil nie saam daai groepie wees nie. Jy wil nie. Jy wil nie deel wees van daai pad nie. Jy wil nie deel wees van daai crowd nie. Alhoewel dit hier op aarde baie lekker lyk, gaan eendag in die hemel nie baie lekker wees nie. Eendag wanneer God terugkom. So hy sê, moenie laat hulle jou vertel dat daar geen gevolge vir jou optrede gaan wees nie. Nee man, niks gaan met jou gebeur nie. Jy gaan oukei wees. Dis nie die geval nie. Daar gaan 'n oordeel wees. En weet dit. Dra dit in jou gedagtes, dink daaroor. Amen.
Ek en my broer was altyd die soetste, net na 'n pak sla. Dieselfde idee. Vers 16, hy sê hierdie mense, dit is hulle wat mor en fout vind en hulle drange uitleef. Hulle is grootmond en vlei mense vir hulle eie gewin. Nou, hier's waar ek wil hê jy moet dit bietjie binnekant toe vat. Moet nou nie net dink aan die valse leraars daar buite wat my wil kom beïnvloed nie. Want hier's hoe dit begin eintlik in jou lewe. Hier's hoe jy vasgevang word in hierdie struik. Hier's hoe jy dalk een van hulle word. Hy sê hierdie mense, dit is hulle wat mor, fout vind en hulle drange uitleef. Hulle is grootmond en vlei mense vir hulle eie gewin. Sien, hierdie is waarskuwingstekens van so 'n persoon. Dis mense wat mor. Nou weet julle wat is mor? Ek dink die woord was gemaak om baie te klink soos hoe dit klink. Dis mense wat net so niks in hierdie lewe werk vir my uit nie. Niks gaan nie. Dis mor. Dit klink soos iemand wat met sy warm gemaakte kar in jou driveway staan en ons het so een naby ons. Dis mense wat net loop en moan die hele dag. Die Engels noem dit grumble. Hy grumble net die hele tyd. Nou, as mense, die Woordeboek beskryf dit as mense wat onderlang in 'n diep, sagte stem kla. Om te mor, en hier is 'n kommentaar wat iemand geskryf het oor hierdie woord. Hy sê om te mor is om die God wat ons alles gee te beledig. Dit is om te vergeet dat wat ook ons al oorkom, niks ons kan skei van sy liefde nie. Of ons kan ontneem van daardie kosbaarste van alle skatte, die Here se teenwoordigheid in ons lewens. Om te loop en te is om God te beledig. Want ek dink dit moet net met my goed gaan. En hy moet net alles my gee wat ek wil hê. En nee. Dis om te vergeet dat die mees waardevolste, kosbaarste ding wat hy vir jou kan gee, is sy teenwoordigheid. En sy liefde wat geen mens van jou kan skei nie. Wanneer ek dit onthou, wanneer ek onthou sy teenwoordigheid en sy liefde is vir my die kosbaarste ding, het ek geen rede om soos daai kar in die driveway te staan en te Volgende ding wat hulle doen is hulle vind fout met alles. Nou hier kan dit baie persoonlik raak. Want jy kry mense wat net rondloop en sê, ag nee, kyk hoe lyk hierdie kerk se verhoog, kyk hierdie kabels wat in die rond lê, kan nie wees nie. Kyk hierdie wit maniere, kyk, nee, kan nie. Hier kyk, hier's wragtige merk op die bank. Wees versigtig om rond te loop en fout te vind met alles. Ek wil vir jou sê, as jy 'n probleem identifiseer en jy's nie deel van die oplossing nie, dan is jy besig om net fout te vind. Is die merk op die bank jou pla? Elke oggend, behalwe Dinsdagoggend, van 8:00 af, is die kerk oop. As jy nie deel is van die oplossing nie, is jy deel van die probleem. Amen. Hy sê hulle leef hulle eie drange uit. Dis die mense wat gewoonlik terugsit en sê, ek kan net nie meer cope met die stres van die wêreld nie. Ek kan net nie meer nie. Ek kan nie meer so aangaan nie. Ek moet. Nee, jy moet nie. Jy hoef nie jou drange uit te leef om te cope met die moeilikheid van die aarde nie. Jy hoef nie jou optrede te regverdig deur te sê, ja, maar ek het 'n moeilike dag gehad, of ja, maar dit was moeilik die week nie. Al wat dit is om jou eie drange uit te leef. Jy wil dan so graag.
Moenie jou drang uit. Hy sê dis mense groot mond en vlei mense vir hulle eie gewin. Dis mense wat jou gewoonlik wen met groot praat. Die Here het my so vry gemaak van drank dat ek kan drink en niks gebeur met my nie. Het hy? Want ek kan vir jou sê, as die Here jou vry maak, dan wil jy nie. As die Here op daai punt bring waar hy jou vry gemaak het, dan besef jy, ek weet nie hoekom het ek my geld gemors nie. Ek weet nie hoekom het ek aangehou met hierdie nie. Ek kon soveel beter dinge gedoen het en soveel meer uitgerig gekry het. Dis wat vrymaak beteken. Vrymaak is ek het dit glad nie eers nodig nie. Sorry, daai het net uitgeglip voordat ek dit kon keer. Maak nie spyt nie. Amen. En ek wil vir jou sê, wees wakker. Nie net vir hierdie goed om jou nie. Wees wakker vir hierdie goed in jou. Wees wakker dat jy nie rondloop en mor nie en fout vind. Wees wakker dat jy nie begin jou drange uitleef of groot mond begin praat en mense vlei vir jou eie gewin nie. Vers 17 tot 19 sê, maar julle geliefdes, onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus reeds vroeër gesê het. Hulle woorde aan julle was, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat hulle eie drange na goddelose dinge uitleef. Dit is hierdie mense wat skering bring. Hulle is gerig op aardse dinge. Hulle het nie die Gees nie. Jesus het al lank voor Judas die mense gewaarsku dat hierdie gaan gebeur. En dis 'n waarskuwing vir my en jou ook. Dit gaan nog so wees. Moenie dink dat as jy dit nog nie teëgekom het nie, dat jy vry is van dit nie. Moenie dink omdat jy dit nog nie opgelet het, dat dit nie 'n realiteit is nie. Ek wil vir jou sê, as jy dit nog nie agtergekom het nie, as jy vanoggend hier sit en jy dink, ek het nog nie so 'n persoon in my lewe ontmoet nie, dan moet jou oë spesiaal oop gaan. Jy is dalk die een. Dit gaan gebeur. Dis 'n feit. Hy sê hulle is spotters. Dis mense wat 'n gek maak van God. Nou ek het in my voorbereiding gedink, nadat ek dit gesê het, gaan daar ten minste 1 of 2 mense wees wat sê, maar hoe? Kan 'n mens gek maak van God? Wie sal dit doen? Leef die drange van jou eie goddelose natuur uit. Dis hoe jy gek maak van God. Dit is baie makliker as wat jy dink. Wanneer ek ten spyte van dit wat God vir my sê hier aan die binnekant, kies om my eie drange uit te leef, dan maak ek 'n gek van hom. Dan spot ek hom. Kyk Here, U kan my nie beheer nie, ek gaan doen wat ek wil. Hy sê dit is die mense. Dis die mense wat skering bring. Dis mense wat hulle eie drange uitleef en so optree, wat 'n skering bring in jou familie. Dis mense wat so leef en optree, wat 'n skering bring in jou vriendekring. Dis mense wat so leef, wat 'n skering bring in 'n kerk. Dis mense wat so leef, wat 'n skering bring in jou besigheid. So wees wakker en wees sensitief. Moenie dat jy mislei word deur hierdie mense nie. Want hier is die ding. Hulle gee nie 'n saak om oor jou nie. Dit is net vir hulle self. Hy sal jou indoen, net sodat dit met hom moet goed gaan. Vers 20 tot 21, en ons is so aan die einde se kant. Hy sê, maar julle moet, geliefdes,
deur julleself op te bou in die allerheiligste geloof en deur in die Heilige Gees te bid, julleself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die ontferming van ons Here Jesus Christus met die oog op die ewige lewe verwag. Nou hier is hoe jy jouself op die regte pad hou. Hier is hoe jy seker maak dat jy nie een van daai mense word nie. Eerste ding is, bou jouself op in die allerheiligste geloof. Ek wil vir jou sê, daar is nie 'n punt in jou persoonlike geloofslewe waar jy stagneer nie. Daar's nie 'n punt waar ek kan sê, okay, ek sit nou cruise control aan en nou gaan ek net rustig vorentoe. Ek het die hoogte bereik wat ek wou bereik het. Ek is fyn van hier af vorentoe nie. Nee. Daar is nie stagnering in jou geloofslewe nie. Jy's of besig om te groei of besig om te val. Een van die twee. Hou aan groei. Daar's soveel waarde wat 'n ou soms in Sondagskoolliedjies kry, is dit nie? Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Dis wat ons moet doen. Bou jouself op. Hou aan om by God se woord uit te kom. Hou aan om te bid. Hoor wat sê hy verder? En deur in die Gees te bid. Nou ek wil net hier 'n sterretjie maak, 'n side nota. Deur om in die Gees te bid beteken nie alleenlik net in jou tale te bid nie. Baie mense val hier van die wa van ek het nou nog nie my tale ontvang nie, so ek kan nou nie in die Gees bid nie, so dalk is my lewe nou nog nie so lekker soos iemand anders. Nee. Ja, bid in jou tale, dis belangrik, maar om in die Gees te bid is om nie net in jou taal te bid nie. Dis om te bid soos wat die Gees jou lei. Dis om te bid in die teenwoordigheid van die Gees. Wat wil die Gees op aarde hê? Dat God se wil sal skied, dat sy koninkryk sal kom op aarde soos wat in die hemel is. Stem julle saam? So wanneer ek bid, Here, laat U wil geskied, is ek besig om in die Gees te bid. Wanneer ek bid dat sy wil meer werd is as myne, is ek besig om in die Gees te bid. Al wat dit beteken is bid so dat die Gees jou lei. En dan sê hy om julleself in die liefde van God te bewaar. Ek wil vinnig net hierdie vir julle lees, Johannes 15 vers 9 tot 10 gee vir ons die hoe. Hoe bewaar ek myself in God se liefde? Dit sê net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook baie lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Hoe bly jy? Hoe bewaar jy jouself in God se liefde? Wees gehoorsaam. So eenvoudig soos dit. Wees gehoorsaam aan wat God vir jou sê. Wees gehoorsaam aan wat hy van jou verwag. Terwyl jy die ontferming van ons Here Jesus Christus met die oog op die ewige lewe verwag. Nou wat is die ontferming van Jesus Christus waarvan hy praat? Die Engelse vertaling sê mercy. Dis die liefde van Jesus wat jou vrygekoop het en die prys van jou sonde, wat die prys betaal het van jou sonde, wat die ewige dood is. Dit is om jou, terwyl jy die ontferming van Jesus Christus met die oog op die ewige lewe verwag. Is verwag daai vrykoop, daai vrymaking wat Jesus Christus vir jou bied. Sien, as julle dan nie, soos hierdie valse leraars optree nie, dan kan jy die ontferming van Jesus Christus verwag. Kan jy daai vrykoop verwag? Kan jy verwag dat hy jou gaan help en jou gaan vrymaak? Vers 22 en 23 sê, ontferm julle ook oor diegene wat twyfel, maar red ander deur hulle uit die vuur te ruk. Oor nog ander moet julle met eerbied ontferm, terwyl julle self die onderkleer verafskie wat deur die liggaam besoedel is. Sien, hierdie is vir elkeen van julle wat die genade van God ontvang het. Vir elkeen van julle wat klaar gered is, wat klaar deur God uit die vuur uitgeruk is, hier is wat hy vir jou sê, ontferm jou oor dies wat twyfel.
Sien, dis baie maklik om hierdie boodskap oor valse leraars te hoor en mense wat vals dinge begin glo het. Dis baie maklik om dan op te staan en te sê, ons is reg, julle is verkeerd. En asseblief, bly jy net daai kant, want ek wil nie meng met jou verkeerd wees nie. Maar Judas kom skryf iets heeltemal anders aan die einde. Hy sê, ontferm jou oor so iemand. Ontwikkel hierdie sielelas aan jou binnekant wat sê, ek wil nie hê, jy moet ook verlore gaan nie, so ek gaan my bes te doen, sodat jy nie aanhou twyfel nie. En dan sê hy 'n baie mooi ding wat 'n mens nie besef nie, en ek wil hê vanoggend, kind van God, besef die vermoë wat jy het, wanneer jy in die Gees begin bid, wanneer jy jouself in die allerheiligste geloof opbou, wanneer jy God begin vertrou, en jouself in sy liefde bewaar. Hy sê dan verder, en die ander, ruk hulle uit die vuur uit. Jy het nie die vermoë om iemand hemel toe te stuur nie. Ek weet dit voel soms asof jy wil, maar jy kan nie. Maar jy het die vermoë om iemand uit die vuur uit te ruk. En ons almal het sulke mense in ons lewens. Mense wat jy weet op pad is, met 'n pad af, wat nie na 'n goeie plek toe gaan nie. God se woord sê, ontferm jou oor dies wat twyfel, en oor die ander, ruk hulle uit die vuur uit. Steek jou hand uit en ontferm jou oor iemand anderste. Want hoe het Jesus homself oor ons ontferm? Deur ons te vergewe, deur ons lief te hê, en deur sy desperaatheid vir ons siele. So hoe ontferm ek myself oor iemand anderste? Ek vergewe hom, ek hanteer hom in liefde, en ek ontwikkel 'n desperaatheid vir sy siel, dat hy nie verlore mag gaan nie. Hy sê, oor nog ander moet julle met eerbied ontferm, terwyl julle self die onderkleed verafskie, wat deur die liggaam besoedel is. Wil hê ons moet gou na die Engels kyk van daai. Hy sê, to others show mercy mixed with fear. En dit is belangrik, want wat Judas hier kom sê, is hy sê, party mense is ligte werk. Is sommer 'n middagkoffie afspraak en dan het jy hom en as jy hom gewen. Hy sê verander, hê mercy en 'n bietjie vrees. Nie vrees vir die mens nie, maar vrees vir God. Want party van hulle is so vas in hulle geloof en is so oortuigend dat as jy nie gaan sterk staan in jou verhouding met God nie, gaan jy die een wees wat dalk die prys betaal. Wees versigtig met van dies wat jy jouself oor ontferm, want van hulle is baie oortuigend. En hy sê verder, terwyl julle selfs die onderkleed verafskie wat deur die liggaam besoedel is. Wees versigtig vir die besoedeling wat in daai persoon al plaasgevind het. Wees versigtig dat hy nie aan jou begin afsmeer terwyl jy aan hom probeer afsmeer nie. Jy moet 'n duidelike visie hê van wat God in jou wil doen en wat hy in daai persoon wil doen. Want as jy nie met duidelikheid in die situasie ingaan nie, as jy net, ek weet nou nie hoe anders om dit te sê nie, maar all willy-nilly in 'n gesprek in hardloop en jy's nie voorbereid nie, en jy het nie stil geraak by God nie, en jy het nie gebid nie. Of jy sê, daar's party mense daar buite wat nie glo nie, maar meer van die woord van God weet as van ons wat hier sit. En dis hartseer. Daar's besigheidsmense, ateïste, wat met die boek Spreuke amper gaan slaap, want hulle besef as hulle leef soos wat die boek Spreuke sê, dan is hulle suksesvol, maar hulle glo nie. Hoeveel te meer moet ons nie die woord van God ken nie? Hoeveel te meer moet ons nie selfversekerd wees met wat daar binne staan nie? En dan sluit hy af met vers 24 en 25. Hy sê, aan hom wat die mag het om julle daarvan te bewaar, dat julle struikel, en om julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel. Eklesia gemeente, ek wil hê, ons moet vanoggend hierdie in ons harte vasmaak.
En dit gaan jou keer van 'n klomp hartseer en 'n klomp kwaai gevoelings en 'n klomp seer. Moet nooit, ooit dink, jy is waar jy is vandag, omdat jy so oulik is nie. Moet nooit ooit dink, dis omdat jy hard genoeg gewerk het, en jy hard genoeg gebid het, en omdat jy genoeg Bybel gelees het, dat jy op hierdie punt is, waar jy nie struikel nie, en onberispelik, en skoon, en vrygemaak, en skoon gewas voor God kan staan nie. Dit is nie jou te doen nie. Want al die eer behoort aan Jesus Christus. Hy is die een wat jou staande hou. En wanneer jy dit besef, dan gaan jy met minder oordeel na die ou wat gestruikel het kyk. Want al verskil tussen jou en hom is genade. Al verskil tussen jou en die ou wat alles verloor het, is genade. Al verskil tussen jou en die ou wat op 'n dwaalspoor is genade. Dis nie omdat jy goed is nie. Dis nie omdat jy oulik is nie. En besef dat al die eer behoort aan God. Al die heerlikheid, al die mag, want hy is die een wat jou bewaar dat jy nie struikel nie. Vers 25, aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus, ons Here, behoort die heerlikheid, majesteit, krag en mag, van voor alle tye en ook nou en tot in alle ewigheid. Kan ons amen daarop sê? Aan hom wat konstant is van alle tyd af, wat jou deurgedra het, nog elke oomblik, aan die een wie se krag in jou werk om te kan staande bly en wat jou deurdra, mag al die eer van ons lewens na hom toe gaan en nie na onsself toe nie. Want as jy hierdie mis, is dit maar 'n bose kringloop. En dan begin jy weer by iemand wat voel, maar die genade maak dat ek losbandig kan leef en ek het eintlik nie God nodig nie. Jy het God desperaat nodig. Aan hom behoort al die eer. En ek is jammer as ek die kos by die huis laat brand het. Maar ek is nie jammer vir die effek wat die woord van God op ons lewens het nie. Ek is nie jammer dat ons sekere waarhede geleer het vandag wat ons nader aan God bring nie. Ek gaan vra dat die mense wat ons help met die nagmaal so langs vorentoe kom. En ek wil jou wat nog hier sit, ek wil jou motiveer, soos wat jy vanoggend saam met ons die nagmaal gebruik. Praat met die Here, vra vir hom, Here, waar het ek werk nodig? Waar het ek nodig, Here, dat ek moet werk aan my gemoed? Waar moet ek werk aan my persoonlikheid? Waar moet ek werk aan die manier hoe ek ander mense hanteer? Want Here, ek wil nie 'n valse getuienis begin leef nie. Ek wil nie 'n valse storie begin vertel nie. Here, ek wil onberispelik skoon voor U kan staan, Here. En wanneer jy die brood eet, vra die Here om jou te genees van al die seer en al die dinge wat jou laat anders te begin dink het. Wat jou 'n valse idee gegee het van wat genade is. En wanneer jy sy bloed drink, sê vir hom dankie dat hy jou ook skoon was en vrykoop van hierdie gedagtes, hierdie idees. Amen. Dankie.